lekker om allemaal te sien. Praat van die verkeer. Oupa's ry Kaap toe en hy ry op die N1 en sy vrou bel hom en sê, oupa, jy moet oppas. Ek het nou net op die radio gehoor, daar's iemand wat op die verkeerde kant van die pad ry. Hy sê, bel hulle terug, dis nie een persoon nie, daar's baie mense wat op die verkeerde kant van die pad is. Nie een nie. En net om te praat van getalle, ek het geleer oor die jare, om bly te wees met die wat hier is, en die Here te dank vir hulle, nie soveel vir die wat nie hier is. Weet jy, ons kyk altyd, wie is nie hier, veral pastore, en die wat leiers is, kyk ons, wie is nie hier, ons sal die Here vir die wat hier is, en ons is die Here nou is, eendag het pastoor gebel en sê, ek hoor dat die staatspresident hier in kerk gaan besoek Sondag. Hy sê, ek weet nie van die staatspresident, maar die Here Jesus wat daar is. Ek het gesê, wat 2 of 3 vergaar, daar sal ek wees. So ek hoor nie oor die staatspresident nie, solang Jesus daar is. Dis dit wat belangrik is. Hoop jy dit 'n lekker week gehad? Maak jou Bybel oop asseblief nog by Joshua, hoofstuk 1. Ou Testament boek, Joshua, hoofstuk 1. En ek het 'n bietjie agtergrond gegee. Moses natuurlik die volk uit Egipte uitgelei het. Hulle het by 'n plek van genoem Kadesh Barnea gekom. Daar moes hulle besluit maak, hulle het spioene uitgestuur om die belofte land te verken. En spioene het teruggekom en gesê, pragtig, dit is wonderlik. Praat eintlik van die feit dat hulle een kros drywe tussen 2 mans moes dra om dit uit te bring. Ek dink dat baie boere instel was oor daai krosse drywe. Maar die volk het geweier. Net 2 mans het saamgestem dat hulle kon gaan in die belofte. Die ander mans, 10 mans wat terugrapporteer het, gesê, nee, ons is so springkane in die oë van die mense wat daar is. Ons kan nie gaan. Geen vertroue in God gehad nie. As gevolg moes hulle vir 40 jaar in die woestyn wandel. En na die einde van die 40 jaar is dit tyd vir Moses om te sterf. Hy klim op die berg. Hy het daar gesterf en God begrawe. Baie interessant. Een van die Nuwe Testament boeke praat van wat met een van die ander engele gestry het, of 'n demoon gestry het oor die begrafenis van Moses. Interessant. Maar daar is nou 'n nuwe leier. Sy naam is Joshua. Hy is 'n goeie man en hy was die helper of die diensknegt van Moses vir jare en jare en jare. En God kies hom om nou die leier te wees. En hier reg in die begin van die boek, ek gaan net 'n paar versies hierso lees en dan gaan ons na die gedeelte toe wat ek belangstel. Maar vers 1 sê, na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek en gesê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle die kinders van Israel sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Soos ek met Moses gespreek het, sê hy vir hulle. En dan sê hy ook vers 7 vir hom, wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te handel volgens die hele wet, wat Moses my knegt julle beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, volgens alles wat daar geskrywe het, of geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees, of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Goeie wysheid vir ons almal,
ons in vers, gaan lees van vers, verder nou lees, vers 10 sê vir ons, toe het Joshua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê, gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem, want die Here, julle God, gaan julle gee om dit in besit te neem. Dit lees sal net nou 'n bietjie verder lees. Maar let op, hulle is nou by die val van die Jordaan. Hoe lank is hulle al daar, weet ons nie, maar hulle sit daar. En ek is seker, hulle het, as hulle die houding gehad het as wat ek het, was hulle sekerlik gefrustreerd en benauwd. Ons sit hier, die land wat ons voor 40 jaar wag, is net hier oor die riviertjie, en ons wil dit wees, ons wil dit hê. En nou kom Joshua en hy sê vir hulle, luister, nog 3 dae gaan ons wag, en dan gaan ons oor. Nog 3 dae. Hierdie hele gedeelte vir my het ek gaan soek vir hierdie week, want ek het 'n geweldige probleem hierdie week gehad, en ek het regtig my geduld was so getoets, dat by die einde van die toets het ek 'n 0 gekry vir geduld. Absolutely nothing. My internet het gaan staan, Dinsdagoggend. Ek doen by Bybelstudie. Al ons drukkers werk van die internet af. Alles in ons huis is beheer amper van die internet. Ons selfone werk ons stop. Alles in die internet werk. Ek bel die verskaffers, hulle gee my hierdie storie, hulle gee hulle my hierdie storie, en dan word ek weer ongeduldig. Interessant, ek is nie ongeduldig met hulle nie, ek is ongeduldig met die Here, want ek het nou gebid. Here, U weet hoe ernstig hierdie saak is. En jy moet opgelos word, wat se Bybelstudie gaan môre aand gee, wat gaan ek doen? Here, help, en hoe meer ek bid, hoe erger word die probleem. Ek bel weer, nee meneer, jy's nou met open server, ons moet eers jou B-nommer kry. Mense, ek dink dit was Vrydagoggend, toe was dit Donderdagoggend, wat ek na jou toe gekom en gesê, ek is so ongelukkig met hierdie hele storie, ek wens ek weet waar hulle is, hulle is te in my motor, en ek ry nou. Was jy al nooit so? Was jy al in daai situasie, dat jy so ongeduldig is, jy wil amper wat verwag, jy wil iets moet gebeur, en het lyk by, hoe langer ek bid, hoe meer ek bid, en so ons wil 'n bietjie kyk, na 'n paar dingetjies rondom dit, wat ek geleer het, so kom ek jou leer vanoggend, oor hierdie verhaal van ongeduld, en veral antwoorde op gebed, en wanneer die Here weier om ons antwoorde te gee, of waarom hy weghou, met antwoord. Ek jy net weer eens herinner asseblief tog, God antwoord gebede op 3 maniere, en ek het al voorheen gesê, maar ek sê het weer, Nommer 1, sê God gereeld nee. Dit is nie vir jou nie, soos 'n goeie moeder nie vir 'n kind toelaat om nie enige blaar of boom se ding te pak en eet nie, want sy weet nie of dit giftig is. Sy sal dit nie toelaat. Op dieselfde manier gaan God nooit toelaat dat ek ietsie kry of ietsie doen wat my seer gaan maak, of my getuienis seer gaan maak. En so, God is 'n liefdevolle God, wat omgee en sê, nee, dis nie nou. God antwoord ook gereeld met 'n ja, maar nie nou nie. Wag, dit gaan gebeur, dit sal kom, as jy nie 'n duidelike nee ontvang nie, dan is God nog besig om te werk. En hy sê, ja, wees geduldig, dis wat my gebeur, maar ek wil nie luister. Ek was nie geduldig. En natuurlik, die derde manier hoe God
saam met wat hy jou gee. Die weg word so oop vir jou gemaak en dinge gaan soveel beter. Nou, dit was my situasie. Dinsdag, toe ons internet opgepak het, en dis Vrydag het hulle gekom, nadat ek gebel het, weet julle, almal hierdie callcenters. Ek het met mense in Pretoria gepraat, ek het met mense in Bloemfontein, en kom jy van Bloemfontein af? Jo, ek moet jou sy naam gee, ek was uiteindelik in PE met hom. Want ek sê vir hom, luister, kan ek nie na jou toe kom nie, dan bring ek sommer my router na jou toe, dan maak jou reg. Hy sê, ek is in PE. Ek sê, ek sien jou 6 uur. So gefrustreerd. Uiteindelik bel ek mense, dan praat ek van die 20ste keer wat ek bel. En ek bel nou weer, en is weer in PE, maar hy sê, dit moet net al die technicians. Want hulle het nou al hierdie ding deurgestuur na die technicians toe, maar jy kan hulle nie in hande kry. En hy sê, hold on, I'm also on the line. Net toe kon hy weerstaan, het God gesê, ja, nou gaan ons werk. En hy sê, hier antwoord die vrou vir my, en sy sê werk. Meneer Meyer, ja, ons kom vandag na jou toe. Vanmiddag kan 2 uur werk. Ek sê, mevrou, ek wag vir jou 2 uur. Ek sal so bly wees, en daar is beter. Ek het nog nie die Here, ek het nog nie belei nie, want jy weet ook, die 2 uur is nie altyd die 2 uur. Is ek reg? En sal nie glo, God het toe is hulle daar. Kyk, langs my kort, sal nie glo wat verkeerd gegaan het. En ek glo dit is demonies, dit is ons antwoord op staat. Want wat verkeerd gegaan het is, my router het ek afgesit en weer aangesit. Toe ek weer aansit, het ek die datum verander. En die man sê, dit is onmoontlik om 'n datum verander in die router. En so as die datum, die datum, die dag en die zoon wat jy is, nie reg is nie, sal dat nooit weer. Hy tjoek, en daar is het reg. Wel, toe moes ek bely. En toe moes ek weer sê, ek was verkeerd, dit is dwaas vir my. Na 45 jaar. My vrou weet goed hoe swak my geduld is. Ek sal eerder 10 kilo's verder ry as in 'n tou staan. Is daar anders wat so sê ek is? Ek wil net weet asseblief tog, thank you. Is daar nog iemand wat eerlik sal wees, asseblief tog? Thank you, ek is nie die enigste een nie. So ek praat met jou ook vanoggend. So ek wil 'n bietjie na 'n paar dingetjies kyk. Waarom God ons laat wag. Kom ons gaan eers na die Here toe. Vir ons kerk vanoggend, vir elkeen wat hier is vandag. Die Here help ons vanoggend te leer van hoe wat van ons verwag. Sodat ons gebede altyd op die regte manier beantwoord. Ek bid weer eens vir elkeen van ons wat sukkel met geduld en ander probleme wat ons dikwels weghaal van gebed. En soos ek vra, die seën, die boodskap sal seën en ons vir elke dag. In Jesus naam. Amen. Nou die eerste rede waarom God nie gebede beantwoord nie, dink ek, is om ons te toets, te sien hoe ons geduld is. Jy het my nou gevra, jy het na my toe gekom en gebed, jy het gevra werk, gaan jy wag tot ek werk? Sal jy geduld hê tot ek werk? Ongelukkig het ek al die eerste dag gefaal. Ek was daar met daai een. Maar dit was God weet. En hy wil ons toets. En hy wil ons sien wat ons geloof is. En of ons geduld sal hê. Weet jy dat hierdie span of die volk van Israel het vir 40 jaar gehoor van hierdie plek wat hulle genoem het die plek van melk en honing. Verwys na die groenigheid van die plek, die koeie gaan melk kry, die bye gaan rondvlieg en hulle gaan honing gee. Fantastiese plek. Hulle kom in die woestyn uit. Hulle sit vir 3 dae daar. Hulle moet nog 3 dae wag. En Joshua
En wat ons betref, ek dink die eerste ding is ons ou sondige natuur. Wat elke nou en dan sy kop uitsteek. En uitsteek in my geval in ongeduld. Dis hoe ek was toe ek ongered was. Ek behoort beter te wees en beter te weet. Maar ek weet nie. En so, ek het hierdie ou natuur wat hierdie dinge veroorsaak in my lewe. Maar kan ek ook noem dat ons ook in 'n wêreld lewe wat nie wil wag vir enigiets nie. En ons is nou by dit daai plek. Ons is nou daar. Weet jy, toe ek begin preek het, was daar nie computers nie. Daar was nie selfoon nie. Daar was nie drukkers nie. Ek het alles met die hand uitgeskryf. Met 'n Bybel hier, 'n concordance hier, die kommentaar hier, en ek het alles met die hand uitgeskryf. Nou is ons hier, nou, as die computer nie werk nie, die drukker nie werk nie, is ons verloor. En ons is nou in 'n plek waar ons kos kan kry. Weet jy kan in 10 minute prys, kan jy opry en jy kan onmiddellik 'n McDonald's koop of wat ook jy wil hê. Jy kan binne 60 minute, sê checkers sal jy die kos kry wat jy bestel. Jy hoef nie eens te ry vir dit nie. Okay? Ek ben ons al die dinge. Ek het nou die dag 'n bankrekening oopgemaak by Capitec in 5 minute by my lesenaar. Al wat ek gevra het is 'n selfie. En my details. Dit is ook, waar is die dae waar ons in die toue gestaan het by die bank? Toe ek my eerste salaris gekry het, R90 'n maand. Dit was my eerste salaris. Het hy vir ons 'n cheque gegee. En ek het in die Barclays Bank gestaan en die tyd gesit, in die ry gestaan. Geduldig. Verwag vir my geld. Nou doen ons dit so net so. Ek het oorsee betaal dan môre. Ek het alles as die rondom staan so. Weet jy wat? Ons verwag dat God so moet werk in ons lewens. Ek verwag God moet, toe ek bel en bid, het ek verwag en sê, meneer, wag 'n bietjie, ons moet die skakelaar aan sit hierdie kant en daai dan werk weer. Maar hy weet nie. Jy sien, God het my getoets om te sien hoe geduldig ek is en leer ek deur hierdie situasie. Ek het probeer leer, ek hoop ek het geleer. Ek gaan definitief beter my gedra wat dit betref as ek kan. Dit sal. Die volgende gedeelte daar, ek wil dit verduidelik. Ek dink ons tyd is 'n bietjie minder vandag. Maar ons sien net van die vers 12 af, dat 3 van die stamme in van Israel stuur, ek het 2,5 gat, die Gadite, die Rubenite en die Hawestam van Manasse, het 'n gedeelte van die woestyn gesien, toe hulle nog daar gewandel het. En gesien dat hierdie plek is ideaal vir ons vee. En hulle gaan na Moses toe en sê, luister Moses, ons sal nie die beloofde land ingaan nie. Ons sal tevrede wees met hierdie gedeelte hier. Kan jy dit, kan ons dit, is dit kan mekaar ons plek eis waar ons gaan wees. Moses sê, ja, dis nie 'n slegte idee. Ons kyk wat sê God en hy kom terug en sê, ja, as julle leiers almal net en julle vegters, almal sal veg, saam met die res van Israel, tot die hele land, beloofde land, herwin is, dan kan julle teruggaan na julle plek toe. Maar julle kan so lank daar huise bou, julle kan so lank jou vee daar hou, julle kan die vrouens, die kinders daar hou, alles. Maar wanneer dit kom dat ons daar gaan oor, dan wil ons weet dat het daar gaan. Let op asseblief nog, dikwels toets God ook ons gehoorsaamheid. Okay? Ek gaan nou 'n bietjie verder daar doen. Maar wat was God se doel vir hulle? Die beloofde land. Die beloofde land was die plek waar God hulle wou gehad het. En ons moet altyd God se wil volg, nie wat ons dink is die beste. Hierdie mense het na hierdie gedeelte gekyk en sê, weet jy wat, hier is ideaal. Hulle het nog nie 'n voet in die beloofde land gesit nie. Wat beter sou gewees het, as wat hulle hier gedink het. Okay? En God toets hier nou
of hulle gehoorsaam sal wees. Ek sal nou 'n bietjie praat oor die feit dat hulle beloftes gepraat. Maar weet jy hoe dikwels val ek in die moeilikheid dat God kan my antwoord by die gebede praat. Wat ek nie altyd God se beste wil hê vir my. Gereeld is ek tevrede met 'n tweede beste of 'n derde beste. Ek wonder hoeveel mense het getrou met 'n tweede beste en nie gewag vir God vir die beste. En so ons sien, hulle kon deur die rivier gegaan het, hulle kon gedoen het wat hulle wou, maar ons gereeld vra vir hulp en dan hardloop ons onmiddellik na die bure. Of ons hardloop na die prokureur, of ons hardloop na die polisie, of ons hardloop na die staat vir help wanneer ons op God moet vertrou. Vra vir hulp. So ons sien, hy toets my geduld, hy toets my gehoorsaamheid en hy toets my beloftes. Hierdie mans van Manasse en van die Gadette en die Reubeniete het 'n belofte gemaak aan Moses. En jy kan daarvan lees van vers 12 af, regdeur tot die einde van hierdie hoofstuk. En hulle beloof, hulle gaan bly by die saak, hulle sal veg, hulle sal met Israel veg wanneer dit kom teen hierdie gedeelte, daai gedeelte, maar daar sal ons wees tot dit oorwin is. Weet jy wat gebeur? Ek weet nie hoeveel beloftes ek al aan God gemaak het, wat ek nie eintlik gehou het nie. Okay? En geen wonder van my gebede nie beantwoord is. Baie van ons, ek dink aan ons kerk het ons geleer om mense aan te steek, beloftes te maak, die kerk in Makassar, vir die laaste 40 jaar, ek het dit begin toe ek al begin het, kom hulle uit as hulle ietsie gaan doen. Ok, die Here met jou gepraat vandag, vra nie steek jou hand op nie, hulle kom uit, kom uit die voorraad van ons, kom uit. Maar van die beloftes wat gemaak word, dra hulle nie altyd uit. Ek beloof die Here, ek gaan in elke diens wees, dis 'n belofte. 2 weke later is dit nie. Ek beloof, ek het my lewe vir U gegee, ek gaan nou net doen wat U vra. En ons maak sulke beloftes. Die eerste belofte wat ek kan onthou wat die Here ooit gemaak het, was ek ongered in matriek en het gewete gebruik. Toe kom die gevra, Here, as jy met dat slaap, sal ek jou by wees. Het begin wees. Raad wat ek het is. Raad wat ek het nooit die Bybel gelees het. Ek het 'n belofte gemaak, Here, ek gaan nie weer so optree. Ek gaan nie weer so vies word of toelaat dat ek so vies word. Gaan ek dit behou? Ek hoop so. Ek bid daarvoor. Maar dit kan verhinder dat my gebede beantwoord. Jy het 'n belofte gemaak, maar jy behou dit nie. Gaan julle dit nou? Hierdie mans het gesê, ons gaan dit doen. Ons is daar, ons gaan dit doen. Dis interessant, 2 verskillende plekke praat die Bybel van beloftes maak. Deuteronomium 23 vers 21 sê vir ons, as jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om te betaal, want die Here jou God sal sekerlik dit van jou eis. En dit sal sonde in jou word. Wat is Ecclesiastes nou weer? Prediker sê vir ons, as jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om te betaal, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof het. Dis Prediker 5 verse 3 tot 5. Dit is beter dat jy nie beloof nie as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laai. Dis wat sommige van ons doen. En soms word ons gebede net om terug te kom na God se beste. Weet jy wat baie belangrik is in hierdie lesse wat vir my baie interessant is? Hierdie stamme, Reuben,
Gad, Manasse, was nie bereid vir God se beste nie. Hulle wou nie belofte maak. En hulle het God se tweede beste gekies. Weet jy, hulle het uiteindelik daartoe gegaan, en al wat hulle ooit gehad het, is probleme, op probleme. Uiteindelik was hulle deur die Assyriërs gevange geneem, weggevoer in Palestina. En dit is die noordelike gedeelte van Israel en Jordan. Dit was Juda en Israel. Hulle was weggevat in ballingskap om nooit weer terug te keer. In ander woorde, die plek wat hulle geskies het, was 'n gevaarlike gedeelte vir hulle. Met Filistyne en al die volke rondom hulle wat hulle veilig is. Dis wat daar gebeur het. Laat ek jou daaraan herinner asseblief tog. Dis nie hoe jy as 'n Christen moet lewe begin, maar hoe jy eindig wat belangrik is. Nie hoe jy begin nie, maar hoe jy wel eindig. Okay? Dis nie die feit dat jy gered is nie, maar dat daar vrug is wat gesien kan word. Hier's nog 'n rede. Hier's 'n interessante een. Die vierde rede hier is, God wag. Hy gaan nou vir 3 dae wag, omdat hy iemand anders het wat eers gehelp moet word. Baie interessant. Die eerste ding wat Joshua gedoen het, is hy het oorwinnig spioene uitgestuur, Hoofstuk 2. Vertel vir ons daarvan. 2 mans het hy uitgestuur na die beloofde land. Die eerste plek wat hulle inkom, hulle gaan in Jericho, en wat is dis wat die Here gevra het. Gaan ondersoek, gaan kyk wat gaan in Jericho aan. Hy het nog nie geweet hoe hulle moet veg nie, wat hulle moet doen nie, want God het nog nie verskyn nie. Maar hy het gesê, gaan kyk die plek, kyk hoe lyk dit, kom vertel vir ons. En die 2 spioene gaan, en jy weet waar jy gaan hulle loop in die Jericho. Is dit Jericho? Ja, Jericho, hulle loop in. En die eerste plek wat hulle sien is 'n herberg wat 'n roer het. Haar naam is Rahab. En hulle is daarin. En sy het onmiddellik geweet dat is Israeliete. Want dit sê vir ons dat toe die dorpspolisie uitgevind het dat hierdie mans daar was, het hulle kom soek vir hulle. Want sy het hulle weggesteek bo op 'n dak. En dit sê vir ons, nadat hulle weg was, het sy opgekom en gesê, luister, ons weet dat julle Israeliete is, en ons sit dat julle God vir ons vat. En sy vertel daar vir hulle duidelik hoe bang hulle is vir wat met hulle gaan gebeur. En dan lees ons ietsie baie interessant. Sy gaan geloof in daardie God plaas. Hoe het sy geweet sy moet geloof in Jesus plaas? Daar was nie kerk nie, daar was nie Bybels nie, daar was niks nie. Daar was net hierdie 2 mans, 2 Israeliete, wat, nommer 1, hulle geloof uitgelewe het. Hulle kan vertel van God, wat hy gaan doen. Hy het hulle vertel, hy het hulle beloof, dat elke plek waar hulle voetstoot gaan raak, gaan hulle sin wees. Hulle het al hierdie ding vertel, sy het niks geweet van God, want sy het die geloof gesien in hierdie mans. Sy het nie net gehoor nie, maar sy het dit aanskou. En hulle sê vir hulle, die einde sê sy vir hulle, luister, hier is 'n rooi lyn, rooi tou. Sy sê, ek gedoen af, ek is hier, en een van die mans sê vir hulle, oké, wat ons gaan doen is, jy maak hierdie tou vas aan die vensterbank. Maak hom vas. Jy bring jou hele familie, jou ma, jou pa, susters, broers, almal. As julle in hierdie plek is, die dag wat ons Jericho aanval, sal julle gespaar word. Kyk, hier in hierdie plek sal julle gespaar word. Hoe weet ons sy was gered? Toe sy daai tou optrek, die eerste ding wat sy doen is sy maak hom vas. Onmiddellik. Waarom het God gewag en hulle probeer beantwoord het onmiddellik wat hierdie belangrike vrou moes gered word. Hoekom? Want voor die grondlegging van die wêreld was sy deel van God, Messias se koms. Want dit is deur Rahab
dae wag om belofteland toe te gaan, sodat hierdie persoon gered kan word. Dis nie wonder weet hy het voorheen dit gedoen. Hy het nie 'n Sodom verniel voordat Lot daar uit was. Hy het nie Jairus sy dogter genees nie. Onmiddellik. Kan jy onthou, Jesus was op pad na die huis toe. Wat het gebeur? Hy stop. Want die vrou het help nodig. Hy kom kniel. Die soon van sy kleed het aangeraak. En sy is onmiddellik genees. Van 'n siekte wat niemand had nie. Weer het God iemand gehelp, soos hy op pad was. En so, ons sien, soms gaan God nie my gebede beantwoord nie, onmiddellik nie, omdat hy besig is met iets anders. Wat ek 'n rol in gaan speel op een of ander manier. Wat mense, wat help nodig het. Ek dink aan Paulus en Silas. Onskuldig, word hulle nie tronk gegooi. Hulle sing in die middag, bid hulle en sing. Wat nou wat hulle gebid het? Here, hoekom is ons hier? Ons het niks gedoen nie. Maar hy wat? Hulle is daarom dat God die tronk bewaar het. Dis wat gebeur het. Hulle het die tronk bewaar. En daai tronk bewaar het saam met Lydia en die vroukie wat die hulle die demoon uitgedryf het, was die eerste 3 lede van daai kerk. So God se manier van werk is nie jou manier van werk. Ek het hier 'n interessante verhaal gelees, jy weet. Vlug 261 van Alaska na Amerika toe, het neergestort en almal op die vlug het gesterf. Maar die oordeel, die val van die vliegtuig, het eers na 9 minute later plaasgevind as wat dit moes. En toe het daai swart boks wat laat soek is 'n vliegtuig. Toe het daai swart boks uithaal en hulle analiseer hierdie ding. Het hulle geluister hoe 'n predikant se vrou, pastoor se vrou opgestaan het. En hoe die luidspreker vir almal geleer kon gered word. Sy het gebed gedoen saam met hulle en hulle kon hoor mense bid saam met hulle. Okay? En toevoeg, dit 9 minute geneem. Hulle het ook uitgevind, daar was geen rede waarom hy hulle vliegtuig moes geval. Hy moes onmiddellik geval het en nie 9 minute later. Hulle het nie 'n antwoord vir die 9 minute wat het nog gevlieg het. Raai wat? God wou die hele lot op hy vlug red. En toe het dit is gebeur. So, ons God maar werk die wonders nie. Sien hoe die net so toe was. Baie is ongeduldig, omdat Jesus nog nie kom nie. Hy beloof, waar is hy sê? Hoekom kom hy nie? Weet jy, in Paulus se dag, het hulle verwag dat hy agter kom. Dit is 2000 jaar gelede. Hier is ons verwag gaan kom. En die geleerdes vertel vir ons, dat dinge nou so gebeur, dat het nou moet gebeur. Gaan dit gebeur? Ons weet nie. As net een wat weet, en dis God self. Ons weet nie of het gaan gebeur. Maar let op asseblief nog, soos Paulus, Petrus vir ons verklaar in 2 Petrus 3, julle vertraag nie sy beloftes nie, so sommige dit vertraag vandag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat somme vergaan. God het nog siele wat gered moet word voor die weghaal op plaasvind. Dis al wat het is. En so ek kan maar ongeduldig wees. Dat is my nie difference. God het besluit. Beslis. Mense moet gered word voordat Jesus weer terugkom. As hulle die laaste rede waarom gebede dikwels nie geantwoord word. In hoofstuk 1 het ons gelees. Hoofstuk 3 vers 5. Hier is wat die Joshua vir die mense gesê het, vers 5 in hoofstuk 3. Verder het Joshua die volk gesê, heilig julle, want
alles reg is met julle. Want môre gaan julle wonder sien. Een van my gunsteling versies in die Bybel wat ek gereeld quoteer met mense wat ek probeer help. Jesaja 59 vers 1 en 2. Hier is 'n toets vir julle vanoggend. Hande op, Jesaja 59, nou aan, draai gou goed daarna toe, want hy is so belangrik hier bekom ons streef. Jesaja 59. Isaiah 59 as jy Engelse Bybel het. Kyk, is nou wat hy, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Hier kom ek met my gebed, maar ek het nog sonde in my lewe wat ek nog nooit bely het nie. Vraai wat gebeur. God sê, hy hoor. Sy hand kan help. Maar jou sondes het 'n skeidsmuur geword is. So hy hoor nie. Neem die skeidsmuur weg, bely jou sondes, en hy antwoord. En dis wat ons doen. Joshua sê vir hulle, luister. Heilig julle. Nog seker nog geen probleme is nie. Maak alles reg. Daar is hy. So, as ek sedele wil geniet, moet ek sonder prys kom. As ek beloftes wil sien, waar voel ek in my lewe? Moet ek rein wees, en ek moet Here sien. As ek van geduld wil hê, moet ek bid, maar ek moet seker wees, dat ek skoon is, reg is. En alles met my reg gaan. Klop vir ons het hande opgesteek vroeg, en ek hoop dit help jou met geduld en wat gebeur. Ek werk al, probeer werk al. My geduld polisie helper sal my help deur hierdie moeilike tyd. En met julle gebede sal dit goed gaan. Here, dankie